Kan ons vir die band ook net dankie sê? Come on. Ek moet sê, ek is so opgewonde oor vanoggend, dit is vir my so lekker om hier te wees en al die bekende gesigte te sien. En ons gaan nog lekker vir almal hallo sê, maar goeiemôre, hallo. Ek was so opgewonde toe Gary hulle uitvind, ek het 'n troue gister hier in die Kaap, en hulle vra maar wil jy nie sommer die oggend preek hê? So iets in my gees wat sommer so spring. Jy weet, maar dit is om by geestelike familie te gaan kuier. So dankie vir julle, dankie vir almal se boodskappe. Ons kry verskriklik baie boodskappe en bemoedigings en woord van hierdie kant af. Dankie vir julle saam bid vir ons gemeente ook aan daai kant. Ons bid ook saam met julle. Want ons is geestelike familie. Dis hoe dit werk. Maar dankie vir almal se saam bid. Ek wil vir julle sê dit gaan goed met ons. Dit gaan goed met ons in Delmas. Die Here is besig met ongelooflike goed. Ons sien hier die fonteine van lewe wat uitkom, dieselfde soos in die Kaap, ons sien die fonteine van lewe en herlewing en al die dinge wat opborrel. En hoe verder ons gaan, kyk, ek raak partykeer so opgewonde, want dan doen die Here 'n ding. En nou ken julle my mos, as ek opgewonde raak, dan begin ek vinnig praat. En dan praat ek verby die klank, en hulle sê, wow. maar is incredible om te sien, amazing om te sien waarmee die Here besig is. En ek is so opgewonde oor vanoggend, ek dink om almal te sien, en te sien dit gaan goed met almal. Is al iets wat in my hart gebeur. So dankie vir julle wat vanoggend hier is, vir julle wat in die eerste diens ook hier was. Ek weet daar's 'n klomp wat in Israel is op hierdie stadium en dit lyk incredible, lyk geseënd. Ek moet sê, eendag, ons vertrou die Here, eendag gaan ons almal saamvat so intoe. Maar ek is bly om te sien almal die wegropping gemis. En nee, graps. Ek het nie die bus gehaal nie, maar kom ons spring in vandag in. So ek wil praat vandag oor die tema van invloed. So wat ons sien in die laaste ruk, ons sien hoe die Here besig is om sy kerk oor die algemeen wêreldwyd terug te roep na die plek amper van 'n Handelinge kerk toe. So ons sien iets soos skrifgetrouheid wat baie sterk na vore kom. Ons sien iets soos fellowship, ons sien geesvervuldheid, ons sien al die beginsels van die Handelinge kerk wat weer terugkom in die wêreldwye kerk in. En dit maak my so opgewonde. Dit maak my opgewonde om te sien waarmee die Here besig is, wat se beginsels hy op hierdie stadium uitbring in die gemeentes. Maar die een ding wat ons dan ook saam met dit baie keer sien, is dat ons baie mense wat sê ek ken die Here, maar hulle is nie noodwendig disippels van die Here nie. Wat sê ek ken die Here, maar hulle is nie noodwendig geesvervuld nie. Sien, ons 'n verskil tussen om onder die invloed van die Gees te leef en om geesvervuld te leef. Daar's 'n verskil tussen om gelei te word deur die Gees en om vervul te word met die Gees of gevul te word met die Gees. So baie mense kom tot bekering en hulle het in die oomblik waar hulle opgewonde is oor die Here en dan stop dit net daar. Maar daar's hierdie oomblik op hierdie stadium in die wêreld waar ons sien waar daar 'n duidelike verskil is tussen 'n bekeerling en 'n geesvervulde disipel. En is nodig dat ons op daai plek kom waar ons amper die rou en reël Heilige Gees weer in ons toelaat, waar ons amper in die oggend wakker word met daai woorde, good morning, Holy Spirit. Waar ons weer opgewonde raak om die Gees toe te laat in elke deel van ons wese en ons harte en om deur die Gees ander te bereik, want ons kan nie disippels maak van mense, ons kan nie mense na die Here toe lei sonder die Heilige Gees nie. Jy kan dit nie doen sonder die invulling van die Heilige Gees nie. So ergens is iets van daai rou en reël Gees weer nodig. En hy het nodig om uit te kom, ongefilterd. So wat vir my so mooi is, van waar ons op die oomblik is, so ons seentjies love die buitelewe. So ons het agter ons huis, het ons 'n mielieland. Is nie ons mielieland nie, so lekker wees. Maar ons so rooi grond, so massiewe stuk rooi grond, waar hulle mielies plant, en die seisoen is daar amper daar, en ons een seentjie Simon, hy het ewe seker die liefde ontdek daarvoor om vuil te raak. So ek wil net sê, rooi grond was nie uit nie. Maar dit is fantasties. So met al sy speel in die rooi grond en so, en sy op 'n stadium vir my, nee, maar ons moet nou gaan kyk, en ons gaan soek eintlik ander goed, en ons kom toe nou in hierdie grond, en ons stop, en ons begin goed bou, en naderhand wrestel ons in die grond, want papa moet mos saamrol, maar prys die Here daarvoor. En wat ons nie besef het nie, is die rooi grond het ook kunsmis in. So ons kom by die huis, en my vrou kyk en sy sê,
Wat stink so? Ek dink is die hond. So elke keer as ons daai kant toe gaan, dan stap jy maar so vinnig deur na die stort toe. Maar iets wat so mooi is van Simon, so hy het hierdie stuk geloof ontdek, die laaste ruk. Wat eintlik al hier begin het, maar wat vir ons incredible is. So ons vra vir hom so baie plekke, wil jy bid? En dan sê hy elke keer ja, en hy is nou 4 jaar oud, hy word amper 5. En dan sê hy ja, ek wil graag bid. Maar dan is daar iets rou en reël aan hoe hy bid. So as hy die ongefilterde gees wat uit hom uitkom, so partykeer begin hy net, en hy sê, Jesus, dankie vir ons kerk, dankie vir mamma en papa, en dan kyk hy so vir die pastytjies, dankie vir die pastytjies wat ons gaan eet. Maar dit is vir my beautiful, want ons iets rou aan dit wat die gees besig is om deur om te bring. En dis in 'n kind. En ek dink baie keer verloor ons iets van daai rou van die gees wat veronderstel is om deur ons te beweeg. Want die wêreld maak ons bang. Die wêreld maak ons skaam. Die wêreld onderdruk ons gees en onderdruk die gees wat deur ons beweeg en wat deur ons ander mense bedien. Wat deur ons disippels maak van ander. En wanneer ons praat oor gees vervuld wees, dan is een deel daarvan om te sê, maar ek het nodig om ergens so met die gees gevul te wees, dat ek al rou en reël en heilige en goeie en teenwoordige gees aan ander kan openbaar, al voel dit vir my of ek nie die regte ding sê, op die regte manier bedien, of eens voel of ek nie die regte salwing stap nie, but I'm trusting the Holy Spirit. Ek vertrou die Heilige Gees, dat hy die regte ding sal doen. Ons dink baie keer, dat ons nodig het om byvoorbeeld as ons iemand bedien, om die regte woorde te sê. Maar die Gees verdraai ons woorde. Die Gees bedien. Ons kan nie iemand tot bekering bring nie. Dis die Gees wat dit doen. Dis die Gees wat dit doen. Maar die oomblik as ek nie geesvervuld stap nie, beteken dit ek word 'n teken vir die vyand. En net so beteken dit, mense rondom my wat veronderstel was om die Here deur my te leer ken, ontmoet hom nooit nie. Ontmoet hom nooit nie. So ons kry hierdie gedeelte in 2 Timoteus 4 vers 2. En Paulus skryf vir Timoteus, water van lewe. Hy sê, verkondig die woord, Timoteus. Hy sê, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Met ander woorde, always be ready to give a word, in season and out of season. Dan sê hy, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. So hy sê, weerlê, bemoedig, bestraf, deur mense te leer wie Jesus is, deur onderrig te gee, maar dan sê hy, doen dit met geduld. En geduld is ons middelnaam. Almal van ons. Ek het selfs vanoggend gesien by die robot. Geduld is wie ons is. Prys die Here daarvoor. Maar hier is die ding. Ek kan nie iemand met geduld leer van die Here as ek nie leef in die Heilige Gees nie. Almal van ons het ergens iemand in ons lewe wat ons die Here vra, maar Here vat hulle net weg. Daai ou by die werk, geef hom 'n bevordering hoofkantoor toe. Of jy regtig nie van hom hou nie, munisipaliteit toe. Almal van ons het daai een familielid, as hulle by die braai is van die familie, dan braai jy baie vinnig en sê vir jou vrou, kom. Die tyd. Almal van ons het daai persoon, maar wanneer die Gees in ons is, sal ons hierdie geduld hê om hulle te bedien. Sal ons hierdie geduld hê om hulle te leer van Jesus, want dalk is ons die enigste plek waar hulle te doen kan kry met die ware Jesus. Met die ware Jesus. So daar's iets aan geesvervuldheid wat my help en wat my dra, wat vir my krag en wysheid gee om ander na die Here toe te lei. Maar nie almal leef geesvervuld nie. Baie mense sê met hulle lippe, ek ken die Here, maar hulle het nie die Gees in hulle nie. En ek gaan nou verduidelik hoe dit werk. So ons lees in Handelinge 19 vers 1 tot 7. Kom Paulus op hierdie groep in Efese af. En hy praat met hulle en hulle sê maar Paulus, ons ken die Here. Hulle het tot bekering gekom. Hulle het Jesus in hulle lewe. Dan sê hulle, maar ons is gedoop in die doop van Johannes. En dan word hulle weer gedoop en dan gebeur hierdie ding. Hulle sê, ons ken nie die Heilige Gees waarvan jy praat nie.
maar hulle ken Jesus. Baie mense ken Jesus vandag, maar het nie noodwendig die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees in hulle lewe nie. Dan gebeur hierdie ding, Handelinge 19 vers 6 tot 7. Paulus het hulle ook die hande opgelê en toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale of klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Hulle was altesaam omtrent 12. So hy lê hande op hulle en nadat hy hande opgelê het, ontvang hulle en word hulle gevul met die Heilige Gees. En dan begin hulle skielik in die gawes van die Gees beweeg. So baie kommentare sê dat hulle eintlik alreeds die Gees gehad het, maar die woord is baie duidelik. Hulle het nie die Heilige Gees geken nie. Hulle het nie geweet van hom nie. Sien, baie keer wat gebeur is ek kom tot bekering en ja, Handelinge 2:38 sê vir my ek ontvang in daai oomblik die Heilige Gees. Jy het die Heilige Gees as jy tot bekering kom. Maar die vraag is, het die Heilige Gees jou? Is jy gevul met hom? Daar's 'n verskil tussen om gelei te word deur die Gees en om gevul te word met die Gees. En baie keer leef ons in die een, maar ons laat nie die Gees toe in die ander nie. Dis soos om deel te word van die familie, maar ek help nie noodwendig om die huis te bou nie. Ek dink so aan die prentjie van 'n huiskoop. Ons het so 'n hele paar jaar terug koop ons huis in die Kaap en tussen weer die huis verkoop. Maar wat baie mense nie vir jou sê nie, is wanneer jy 'n huis koop, gaan kyk bietjie na wat aangaan binne-in. So ons het ons huis geloof, dit was 'n baie lekker huis, maar daar was sekere goed wat moes reggemaak word. So een van die goed byvoorbeeld, wat niemand vir jou sê nie, so almal wat nog nie 'n huis gekoop het nie, kyk na hierdie ding, as daar strepe teen die mure is, wat lyk soos 'n bietjie glossy paint, dis nie verf nie, dis water. Die dak moet reggemaak word. Wat ek sê is sterkte daarmee. Maar baie keer is dit dieselfde in die Gees. Wanneer ek tot bekering kom, dan is dit asof ek my geestelike huis oopmaak vir die Gees. Maar ek maak nie noodwendig elke kamer vir hom oop nie. Baie keer is daar sekere goed waar ek nog vashou. Daar's watermerke teen die muur en daai kamer is nog nie reg om ingetrek te word nie. Daar's sekere sondige patrone in my lewe. Daar's sekere goed waarvan ek nie wil laat gaan nie. So ek nooi die Gees in my lewe in, maar hy's nie welkom in elke vertrek nie. Hy's nie welkom in hoe ek praat nie. Hy's nie welkom in wanneer ek mense bedien nie. Hy's nie welkom in hoe ek werk nie. Daar's sekere dele waar ek baie keer die Gees nog uithou en hy trek nie in my hele huis in nie. Sien, maar ons iets wat gebeur wanneer ek toelaat dat die Gees my hele wese kom vul. En Handelinge 1 vers 8 sê hierdie, wanneer dit gebeur, dis die belofte. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Die probleem is, ons kan nie 'n kragtige getuie wees van Jesus sonder die invulling van die Heilige Gees nie. Ons kan nie disippels maak van mense sonder die invulling van die Heilige Gees nie. As hy nie in elke deel van elke hartskamer van jou hele wese, van elke leen wat hy skuif na waarheid, as hy nie in elke deel van ons is nie. Dit is dieselfde met die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is iets wat ons tegnies sou kon doen sonder die Gees, maar sonder die Gees het dit geen impak nie, het dit geen krag nie. Soos ek byvoorbeeld vriendelikheid vat. Vriendelikheid sonder die Gees is nice. Dis om nice te wees. En julle sal onthou daai advertensie wat op 'n stadium gespeel het, a cup of tea is nice. So mense dink jy's nice, maar hulle ontmoet nie die Here nie. En net so nice kan mense laat dink jy lê aan. Want toe kom jy so vriendelik. En dit raak vreemd. Maar saam met die Heilige Gees word vriendelikheid 'n kragtige getuie van Jesus Christus. Van Jesus Christus. Sien, wat is die doel van die Heilige Gees in ons lewe? Dis Johannes 14:26. En dit sê hierdie, wanneer die raadgewer, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So die Gees herinner ons aan alles wat Jesus gesê het. Hy's 'n getuie van Jesus Christus. So die oomblik as ek stap met die invulling van die Gees, of dit in die vrug van die Gees of van die gawes van die Gees is, beteken dit in elke woord wat uit my mond uitkom, drup die salwing van die Gees daarvan af. Elke keer as ek handskud, is die salwing van die Gees daar. As ek praat met iemand oor die foon, as ek 'n drukkie gee, ongeag hoe ek iemand hanteer, in elke woord, in elke daad, in elke aksie, in elke bediening, is die Gees van God daar, en hy getuig van Jesus in my lewe, en hy openbaar vir iemand, maar Jesus het jou regtig lief.
Mense het nodig om te hoor dat Jesus hulle lief het. En ek dink baie keer dink ons, het is genoeg om net geduldig te wees. Het is genoeg om net vriendelik te wees. Het is genoeg om net gasvry te wees. En daai goed is belangrik. Maar ons het ook nodig om Jesus aan mense te openbaar. Mense het nodig om het te weet. Ek dink so aan iets soos profetiese woord. Ons dink baie keer, die profetiese woord is hierdie groot, magical ding. Maar partykeer is dit 'n eenvoudige WhatsApp wat jy vir iemand stuur. Jou naam kom op by iemand en jy stuur en jy sê, hoorie, ek dink die Here dink aan jou vandag. Ek wil jou net bemoedig. En in daai oomblik breek hulle, want die Here sien my. Die Here sien my. Ek het dit al vertel, maar ek sal nooit vergeet nie, ons het 'n hele paar jaar terug getuig hierdie ou, hy gaan preek in Australië. Gaan preek by 'n kerk en hy is baie sterk in profetiese bediening en die ouens daar sê vir hom, hulle sê, maar vloei soos jy wil, vloei, gaan aan. En terwyl hy voorstaan, kry hy een profetiese woord. Nou as 'n profeet is dit nie 'n goeie track record nie. Maar jy moet luister na die Gees. Nee. So hy kry een profetiese woord en hy sê daar's 'n vrou daar in die middel en hy roep haar uit, hy sê staan, hy sê die Here sê vir jou hierdie en hy verwag hierdie groot ding. Hierdie groot woord. En al wat hy uitkry is, the Lord sees you. En hy dink, okay, Here, geef my meer. En hy sê, no, the Lord really sees you. En hy sien hoe val haar gesig. En hy sê, okay, maar die Here het jou lief, jy kan maar sit. Na die tyd, kom sy vorentoe. En sy kom omhels hom. En sy sê, ek het vanoggend vir die Here gevra, sien hy my raak. En hier kom sê die Here dit vir haar, die enigste een tussen al die duisende waar ons sit. The Lord sees you. En hy sê, en sy breek voor die Here. En hy vra toe vir hom, hoekom het jy dit nie daar gesê nie? Ons het dieselfde ding 'n paar weke terug gesien. Die Here gee vir ons 'n woord. Daar's iemand in die gemeente wie se kind in oorsee sit. En hierdie kind trek swaar. En ons het nodig om nou in te tree. En ons stop in die middel van die diens en ons tree in vir hulle. En ons nie groot commotion nie, ons nie groot goed wat gebeur nie, maar na die tyd kom 'n pa na my toe. Hy sê 10 minute of 15 minute voor die diens begin het, bel sy seun uit Amerika uit om en sê, pa, ek kan nie meer nie. En die Here kom gryp in. En dis wat gebeur wanneer ons gees vervuld leef. En ek weet baie keer gebeur daar goed. En ons hou nie meer vas aan die gees nie. En ons praat nie meer ongefilterde waarheid nie. En ons het nie al die goed wat uit ons uitvloei nie. Maar die oomblik as 'n gees vervuld is, dan bedien ek iemand in 'n oomblik waar hulle nodig het om te weet, Jesus really loves me. En dit is nie altyd die fancy en die groot en al die goed nie. Partykeer is dit die eenvoudige woord of 'n bemoediging of 'n eenvoudige waarheid wat ek aanstuur. Sien, daarom sê Efesiërs 5:18 hierdie. Hy sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard nie. Hy sê, laat julle met die Gees vervul. Laat julle met die Gees vervul. En die woordjie vervul beteken om jou geestelike huis te laat meubeleer. Is dit nie mooi nie? Om jou geestelike huis te laat meubeleer. Met ander woorde, ek laat toe dat die Heilige Gees in elke liewe deel van my wese, my geloof, my gedagtes inkom en hy neem oor. Daar's nie meer plek vir plakkers nie. Daar's nie meer plek vir strepe teen die muur nie. En baie keer jaag ek kom weer uit. Baie keer is daar goed wat ek doen, want ek sê, maar Here, hierdie kamer is nie vir u nie. But he will keep on pressing, keep on pursuing. So dis om jou geestelike huis te meubeleer. Saam met dit, dis om gevul te word deur 'n vloed wat nie gestop kan word nie. Die derde ene, om tot op kapasiteit volgemaak te word, sodat jy oorloop, sodat jy overflow. So die een ding wat die heeltyd uitkom met geesvervulde gelowiges is hierdie ding, dis dat ons gevul word tot op 'n punt waar ons kan oorloop. So ek loop oor, en ek loop oor, en ek loop oor van die Gees, en ek kan nie ophou om uit te deel nie, ek kan nie ophou om genesing te bring nie, ek kan nie ophou om woord te gee nie. Want ons is overflow. Ek en jy is te klein om die Gees in ons te hou. Dat dink my so aan ons twee seentjies wat hulle geboortes. So Joshuaatjie, wat meeste van julle ken, hy is al 8 maande oud.
Ongelooflike mooi kind, en hy sit al regop, kruip agteruit. Is dankbaar daarvoor, so as jy nie wil hê hy moet na deur toe gaan, nie draai hom net om, kruip agteruit. En hy praat al mooi, hy praat nie sin nie, maar hy praat mooi. So is dit gelykies. Maar wat vir my so mooi is van hulle geboortes, daar is iets wat in 'n pa se hart en 'n ma se hart gebeur, wanneer 'n kind gebore word. Waar jy vir die wêreld wil sê, maar kyk my seun, kyk my seun. So toe hulle albei gebore word, omtrent in haar eerste 20 minute, wat hulle op my lê, begin ek foto's neem en ek begin dit aanstuur vir elke kontak. Selfs die ou wat in 2001 tyres aan my verkoop het. You will see. En ek dink dit was met Simon se geboorte, stuur iemand nog in al die chaos vir my terug, wie is jy? Toe stuur ek nog 'n foto. Wat jy wil deel, wat jou hart loop oor en is trots en is al hierdie goed. So ek is jammer, ek weet ek spam baie mense nog steeds met foto's, maar prys die Here vir kameras. So, maar hier is die ding, as ek geesvervuld leef, dan wil ek aanhou oorloop en uitdeel en praat. Ek kan nie ophou nie. So een van die grootste kenmerke en een van die grootste toetse vir geesvervulde lewe is ek besig om konstant mense nader te trek aan Jesus? Is hy besig om uit te kom in elke liewe deel van my wese? Of het ek hom begin onderdruk soos die wêreld? Het ek hom begin onderdruk? Sien, hoe word ek geesvervuld? Daar's twee maniere. Die eerste manier is die handeoplegging, soos in Handelinge 19. Die tweede manier is die spontane invulling van die Gees. En albei gebeur deur gebed. So baie keer bid ek net vir iets en ewe skielik kom vul die Gees my weer van kop tot toon en ek kan nie ophou praat nie. Ek kan nie ophou bedien nie en ek verstaan nie hoekom nie. Maar as die Gees wat my weer vul, so maar met beide handeoplegging en met die spontane invulling van die Gees, is daar een gemeenskaplike ding en dit is gebed. Dis 'n gesprek met 'n Vader, waar ek sê, Here, ek is leeg en moeg, en ek kan nie meer nie, en ek het nodig dat U my kon volmaak, en in daai oomblik, kon vul Hy jou weer, en maak jou gees weer sterk. So dit gebeur altyd deur gebed, so selfs in worship, as jy op 'n plek is waar jy sê, maar Here, ek het meer van U nodig, vra vir Hom, Hy sal dit gee. Sien ons sekere goed wat net kan losbreek, sekere vestinge wat net verwoes kan word wanneer ons geesvervuld lewe. So een van die grootes is byvoorbeeld in die storie van Josia. Nou Josia was een van die magtigste konings van ou Israel. Hy was die ou wat die hele lyn vir Jesus opgestel het na Dawid. Maar Josia was die seun van Amon en Amon was die seun van Manasse. En Manasse was die ou gewees wat besluit het om al die tempels van daai tyd af te breek en al die Bybels of die wetboeke en die Torahs te verbrand. So Josia het groot geword in die wêreld waar hy nie die Here geken het nie. Maar hy het die God-sized hole gehad, die gat in sy hart en sy gees en sy siel, wat die hele tyd gesê het, maar hierdie afgode wat ons dien kan nie waar wees nie. En dan kry jy die begeerte op 'n stadium om die tempels te herbou. En op daai stadium was al die tempels toilette. Hulle het letterlik in toilette omskep. En dan breek hulle dit af. En hulle begin hierdie tempels weer herbou. En dan gebeur die mooiste ding. In een van die mure van een van die ou tempels het iemand 'n Torah en 'n wetboek weggesteek wat nooit verbrand was nie. En dit was 200 jaar voor hy daar was. En dan kry hulle hierdie wetboek in die mure en dan gebeur hierdie ding. Ek lees gou vir ons in 2 Konings 22 vers 10 tot 11. Die staatssekretaris Safan het ook aan die koning die mededeling gedoen. Hy het vir hom gesê, die priester Gilkia, dis 'n afgodspriester, het my 'n boek gegee. En Safan het vir die koning gelees wat daarin staan, en toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy klere geskeur. Hy het sy klere geskeur, want vir die eerste keer in sy hele lewe hoor hy van hierdie God wat net daar was, wat voor hulle was. Hy word bekend gestel aan hierdie God wat die skepper van hemel en aarde is. So hy skeur sy klere want hy rou oor die verlore jare.
Dit is 'n baie punt. Verlore jare. Iemand het nodig om te hoor. In die gees is daar nie verlore tyd nie. Ek kan nie onthou wat sy gedeelte dit sê nie, maar ek voel dat iemand het nodig om dit gou te hoor. In die gees is daar nie verlore tyd nie. Daar is in die vers wat sê, ek dink is in Spreuke as ek reg onthou. Daar is in die vers wat sê, soos wat die sprinkane ingekom het en die oes geëet het, sal die Here vir julle teruggee. En ek dink baie keer dink ons dat daar's geleenthede in ons lewe wat ons gemis het, daar's goed waar ons spyt is, daar's al die goed wat gebeur het en ek kan nie daai tyd terugkry nie, maar die belofte van die Here is hier, ek gaan daai tyd vir jou teruggee. En jy moet dit weet vandag, daar is nie verlore tyd by God nie. So dit was dieselfde, amen, ja, was dit. Het was dieselfde met Josia. So hulle kry die wetboek, hy skeur sy klere, want hy word bekend gestel in hierdie God. En dan gaan dit verder. En hier is wat vir my so mooi is. Hy lees 'n profesie oor homself, wat 200 jaar voor dit in daai mure geberre was. Dink net gou hoe dit moes werk. So ek lees vir ons 1 Konings 13 vers 2 tot 3. Het sê, toe die man van God op bevel van die Here teen die altaar uitroep, altaar, so sê die Here, en dan die profesie vir hom, sal daar uit die nageslag van Dawid 'n seun gebore word met die naam Josia, en hier op jou sal hy die priesters, die afgodspriesters van die hoogte slag, wat op jou offers bring, en hier op jou sal mensebene verbrand word, en dan sal daar wondertekens wees. So hy sê, uit die nageslag van Dawid, sal daar 'n man kom met die naam Josia, en hy sal al die ou altare van die afgode afbreek. En hy het dit gedoen. En hy het dit na dit gedoen. So hy lees hierdie profesie oor homself, maar wat vir my so mooi is van dit. Dit sê nie daar, dit was Josia, seun van Amon nie. Dit sê Josia uit die nageslag van Dawid. Wat beteken, die oomblik as die woord en die gees in my begin werk, is daar sekere goed wat hy kom doen, wat selfs so kragtig kan wees, as om my familielyn uit te vee, en vir my 'n nuwe pad te gee. Baie keer mis ons die feit, dat daar soveel krag in die Heilige Gees is, dat hy jou familiegeskiedenis en jou verlede kan uitvee, tot op 'n punt, waar iemand die Here gedien het. Dis die krag van die Heilige Gees. Dis die krag van die Heilige Gees. En dis hoekom dit nodig is, dat ons aanhou om geesvervuld te leef, en geesvervuld te bly. Sien, die oomblik as ek geesvervuld is daar sekere goed, wat in die koninkryk vir my oopgaan. So ons lees in Psalm 23 vers 5, lees ons van die tafel, wat die Here vir ons voorberei, in die aangesig van sy vyande, van ons vyande. En die tafel wat hy voorberei, het ons toegang toe wanneer ons gees vervuld is, want die tafel is in die troonkamer van God, en op daai tafel, in die troonkamer is daar genesing, op die tafel is daar huwelike wat herstel, op die tafel is daar kinders wat terugkom huis toe, en wanneer ek gees vervuld is, kan ek letterlik uitreik na die Here toe, en ek vat van dit, en ek eet dit, of ek deel dit uit. Dis die toegang wat hy vir my gee in die gees, maar ek het nodig om geesvervuld te bly. Ek het nodig om geesvervuld te bly. Sien, Jesus self was gesalf met die Heilige Gees. So Handelinge 10:38 sê vir ons hierdie. Dit sê, hy was gesalf met die Gees om oral goed te doen en om hulle te genees, gesond te maak, wat onder die hand van die vyand was, of wat gelei het onder die bose. Hy was gesalf met die Gees vir 'n doel. Ons het die Gees ontvang en word gevul met die Gees vir 'n doel. Een van die mooiste goed wat ek al gelees het oor Jesus byvoorbeeld in Markus 7, is daar die verhaal van 'n doofstom man wat na Jesus toe kom. En hierdie ou kom staan voor hom en dit sê in die Engels, Jesus was so filled with compassion. So filled with compassion. Dat hy nie woorde gehad het nie. En dan sê dit, en Jesus het hom gekyk, hy het gesug en gesê, gaan oop, en die man was genees. Hoe gebeur dit, dat 'n suggebed skielik genesing bring? Dis die Heilige Gees.
En dis dieselfde met ons. Ek weet, dis baie mense hier vandag, wat nie meer woorde het nie. Baie keer raak jy moeg en oorlaai, en jy is in die ratreis, en jy weet nie wat om volgende te doen nie. En jy het nie meer woorde om te bid vir daai kind nie, jy het nie meer woorde om te bid vir jou man of jou vrou nie, jy het nie meer woorde om te bid vir daai besigheid nie, jy het nie meer woorde om te bid vir jou finansies nie, maar die oomblik as ek in die gees leef, al sug ek net, sê dit die Vader sal hoor uit die hemel uit, en hy dra my gebede na die Vader toe. Dis die krag van die Heilige Gees, dis die krag van die Heilige Gees. So word ek gevul met die Gees. In die eerste plek, ons het gesê, dit kom deur gebed. Handelinge 2:38 sê, bekeer julle en julle gaan die Gees of die gawe van die Heilige Gees ontvang. So jy ontvang die Heilige Gees by bekering, maar dan het ek nodig om my huis skoon te hou. Ek het nodig om seker te maak dat die Gees in elke vertrek kan bly. Dat hy in my taal is wat ek gebruik. Dat hy in my hande is wanneer ek iemand ontmoet. Dat hy in my kar is, in my huis is, dat my huis 'n plek van aanbidding bly. Ek het nodig om seker te maak, is in elke deel van my geestelike huis welkom. En dan die tweede ding, hoe onderhou ek die invulling van die Heilige Gees? Hoe onderhou ek die invulling? In die eerste plek, hou jou huis skoon. Maar in die tweede plek, en hier is vir my so mooi, Petrus hulle op 'n stadium, word hulle gepersecute. En dit gaan nie goed met hulle nie. En dan sê hulle vir mekaar, maar kom ons gaan bid weer, dan kom hulle saam in Handelinge 4, en dan lees ons in Handelinge 4:31, hierdie ding wat gebeur. Wat is even so 'n bietjie background gee, thanks please. Lees ons in Handelinge 4:31, hierdie ding wat gebeur. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. So die oomblik toe hulle begin saam bid, met die Here begin praat en sê, Here, ek kan nie meer nie, ek het nie nodig, was die plek geskit, en hulle was gevul met die Gees. Dis dieselfde met ons. As jy voel, jy is leeg, jy is moeg, maar jy het nog steeds 'n roeping. Ek het nodig om my uit te bedien. Of ek wil leef onder die invulling van die Gees. Al wat jy doen. Ons het nie heilige water nodig uit Nigerië uit met 'n liggie nie. Of iemand wat met 'n dingetjie met rook in die kerk loop nie. Al wat jy doen is, Heilige Gees, vul my weer. Want invulling van die Gees is nie eenmalig nie, dis aanhoudend. En Petrus hulle moes dit weer doen. Maar wat gebeur die oomblik toe hulle dit doen? Toe skud die mure van die plek. As ek geesvervuld leef, beteken dit elke Jerigo in my lewe, elke vesting in my lewe, elke ding wat selfs rondom my is, word geskit in die Gees, die oomblik wanneer ek begin bid. Net so saam met dit. Baie van ons dink dat ek nodig het om deur hierdie proses te gaan, om gevul te word met die Gees. Daar's dalk 'n belofte op jou lewe, of 'n roeping op jou lewe. En jy dink ek het nodig om dit weer te ontdek. Ek het nodig om weer daarin te begin stap, maar hier is die belofte van die woord, Romeine 11:29, die gawes en die roeping van God is onherroepelik. Met ander woorde, die Here vat nooit sy gawes terug nie. Soos jy op 'n stadium beweeg het in 'n plek, waar jy vir mense woord gegee het, of jy het die roeping op jou lewe, en onthou, roeping is nie noodwendig net vir die groot mense, of vir die groot skares van 'n platform of 'n preekstoel nie. Roeping kan wees vir daai een persoon. Daai een in jou familie. Daai een by 'n werksplek. Dawid moes vir Saul dien vir 'n ruk. Vir 'n seisoen. Elisa moes vir Elia dien vir 'n seisoen. Partykeer roep die Here jou om een persoon te bedien. Vir 'n seisoen. Weet net, daai roeping is nie weg nie. As jy op 'n stadium iets in jou hart ervaar het, as jy op 'n stadium gedink het, maar ek gaan hierdie dinge doen vir die Here, dis nie weg nie. Dis tyd dat dit weer geaktiveer word, en ons gaan vanoggend daarvoor bid. Net so, as jy voel, jy het nodig om weer gevul te word met die Gees. 2 Timoteus 1:6-7 sê hierdie. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God vir jou gegee het, terwyl jy die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas.
soos 'n vuur weer moet aanblaas. Partykeer het ons nodig om net te sit en te sê, Here, fan the flame. Blaas daai vuur weer aan. Gee weer vir my krag om deur U te stap en saam met U te stap en ander te bedien. Gee vir my krag sodat ek daai naam wat in my gedagtes opkom, dat ek julle kan bereik. Fan the flame. Fan the flame. En laaste ding, en dan gaan ons saam bid. Die Gees van God is altyd besig om oor die aarde te gaan. En die woord sê vir ons, hy soek hulle wie se Gees uitroep, Abba, Vader. En dan gee hy vir hulle wat hulle nodig het. Baie mense se Gees roep die heeltyd uit, Abba, Vader, ek het U nodig. En die manier hoe hy hulle bereik is deur ons. Maar jy het nodig om weer gevul te word sodat hy dit kan doen. En hy kan dit spontaan ook doen. Maar jy het nodig om gevul te word. Almal van ons het 'n geestelike ATM. Wat gebeur in 'n ATM as jy te veel geld trek? Nadat wys hy die bank is leeg, insufficient funds. Maar as jy op die app gaan, dan wys hy nog steeds insufficient funds. Hier is die ding. Die wêreld is die heeltyd besig om by ons te trek. Hy trek jou vrede, jou joy, jou energie, jou krag. Die wêreld is die heeltyd besig om by ons gees te trek. En as ons nie weer geld gaan terugsit, nie fisies geld nie, in die gees. As ons nie weer gevul gaan word nie, gaan ons op 'n plek kom waar ons leeg en moeg en uitgebrand raak. Insufficient funds in die gees. En skielik hoor ek nie meer sy stem nie. Skielik staan ek in die oggend op en ek is nie meer lus vir die lewe nie. Skielik kan ek nie meer iemand anders bedien nie, want ek is leeg. Vanoggend is tyd om weer vol te word. So kan ek vra, kan ons saam staan? Kan ons saam staan? Ons gaan bid vanoggend vir 'n invulling van die Gees. En ons gaan nie weird gedoen nie. Niemand gaan jou met water kom slaan of leer om jou hande kom draai of sulke goed nie. Ons gaan die Gees vra om ons geestelike ATM's weer vol te maak. Van ons hier, kom ons maak ons oor toe. Kom ons maak ons oor toe. Van ons hier is moeg, oorlaai en leeg. Van ons hier sit met 'n verlange wat jy net nie gevul kan kry nie. Van ons hier is oorlaai met finansies of met werk. Van ons is oorlaai met gesinsgoed waarvan niemand weet nie. Van ons bid al so lank vir ons huweliksmaat, vir jou man of jou vrou, en niks gebeur nie. En jy raak moeg. Vanoggend gaan ons die Here vertrou om jou weer vol te maak. So ek wil hê jy moet sien, terwyl almal so oë toe is, wil ek hê jy moet sien in jou gedagtes, hoe val hierdie geestelike reën uit die hemel uit. En ek wil hê jy moet sien, hoe jy dit opvang met jou hande, en jy drink van daai geestelike reën, en hoe dit jou verfris, en jou gees kom stig, en hoe jy lewe begin terugkry. Ek wil hê jy moet sien, hoe jy weer begin opstaan soos van tevore. Ek wil hê jy moet sien, hoe jy weer opgewonde raak oor die gees, en oor die woord, en oor die waarheid van wie hy is, hoe jy opgewonde raak om Jesus vir ander mense te gaan wys. Ek wil hê jy moet sien, hoe jy gees vervuld raak, hoe jy jou aanraak van kop tot toon. So Vader, ons bid nou in hierdie oomblik, Heilige Gees, kom vul ons weer. Kom vul ons, Here, van kop tot toon. Stort U salwing uit in hierdie oggend. En Here, kom raak ons aan, Here, vir hulle wat by die huis is ook. Here, kom vul ons weer, kom maak ons geestelike tank weer vol.
Dankie Here vir elke stukkie wat U vanoggend in ons kom deponeer. Dankie Heilige Gees. Kom vul ons nou Here van kop tot toe en kom stort U self uit. Here oor hierdie gemeente. En nie net vandag nie, maar môre en oormôre. Here gee vir ons visioene in die dag en drome in die nag. Ek ervaar dis 'n paar mense wat sukkel om te slaap, Here. Dankie. Dankie dat U ons so vol kom maak. Dat vreugde weer ons siels lied word. The song of our soul. Want U is by ons. Kom vul ons, kom vul ons, kom vul ons. Maak ons weer vol, Here. Ek vra nou, Here, dat U weer roeping sal aktiveer. Dat U gawes sal aktiveer. Dat U vir ons sal wys waar ons nodig het om in die vrug te stap. Ek vra Here, as die mense is wat sê, maar ek het lankal die naam op my hart. Dat U vir ons die krag sal gee, die wysheid sal gee om hulle te gaan bedien. Al is dit om net 'n boodskap te stuur en te sê, ek dink aan jou. En net so, Here, vra ons, dat U ons sal volmaak, Here, om ander te bedien met woord, met waarheid, met profetiese woord, met genesing wat uit ons hande uitkom, dat ons woorde gewig sal dra in die koninkryk. Wanneer ons bemoedig, Here, dat U Gees en U salwing saam met daai woorde sal gaan, Here, en deur harte sal sny. Dankie Heilige Gees. Maak ons vol vanoggend. Laat ons bekers oorloop. Dankie vir hulle vanoggend. Dat 'n drukking op die bors voel. Dat hulle vrykom. Gevaar is 'n paar mense. Dankie Heilige Gees. Dat daai drukking op die bors, of dit emosioneel is of wat ook al dit is. Dankie dat U dit wegvat. Dankie dat U asem bring. Vrede bring. Kom vul ons en kom skud die mure van ons huise. Kom skud die mure van ons werksplek. Kom skud die mure van ons skole, van ons land. Dankie Here. Dankie Here. Dankie dat U ons so lief het. En ons het U so lief. En almal sê saam. Amen. Kan ons vir die Here lofoffer gee volgende? Ja, dankie Heilige Gees. Ek vir jou uitnooi, jy sal na die tyd mense hier voor wees om jou te bedien, kom asseblief vorentoe, sal iemand jou sit saam met jou bid, as jy behoefte het. Dankie dat ons by julle kan kom kuier vandag. Dis 'n voorreg om almal te sien. Mag die Here julle seën. Dankie dat julle hierdie gemeente ook finansiëel seën en mag jy 'n wonderlike week hê.